Alles het 'n seisoen. Ek wil ons gaan na Prediker 3, vers 1 tot 4 en dan ook vers 14 en 15. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. Dan kyk ons vers 14 en 15. En ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, en hierdie stukkie moet ons mooi lees, alles wat is, was alreeds en wat sal wees, was alreeds en God soek weer op wat verbygegaan. Alles wat was, was reeds. Of wat is, was reeds. So, daar is niks niet onder die son nie. As ons vanmorgen kyk na die woord van die Here, dan sien ons dat, en ons dink so 'n bietjie terug in ons lewe, dan sien ons dat daar maar tendense is, dat daar siklusse is, seisoene is van dinge wat gebeur, en dit gebeur maar weer. Ons ouers en ons voorouers is deur sekere dinge wat ons nou weer ervaar, miskien net in 'n moderner vorm, in 'n ander formaat, maar ons gaan presies dieselfde deur, ons gaan deur dieselfde lewensiklusse. Partykeer gaan ons net makliker deur, maar die omstandighede is wel dieselfde, daar is niks nuut nie. Mense is wel dieselfde. Hulle dieselfde geaardhede, ons het die ouens wat goed doen, en ons het die ouens wat lekker skinder, en ons het die ouens wat krimineel is, en daar is siklusse, en dit is maar net oor en oor en oor en oor, daar lyk of daar nie 'n einde aan is nie. En hoe harder ons probeer om die mense van die Here te vertel en hulle na die Here toe te lei, hoe meer weerstandig raak mense. Ons vind dat in die laaste tye is baie mense meer ingestel op hulle self, op die me, my en I. My behoeftes, my gerief, my voordele, my, ek. En dit skep 'n baie wanpersepsie van waaroor die lewe gaan, want die lewe gaan nie oor my nie. Die lewe gaan nie oor my as persoon nie, die lewe gaan oor God se koninkryk. Dit gaan rondom God se skepping, wat uitgebuit word vir mag, vir voorspoed, vir welvaart. En dis waaroor vir mense begin gaan het, die verkeerde redes, die verkeerde dinge, onder leiding van verkeerde invloede wat mense gekom het en gesê, hebsugtig geword het. Waar ons nie meer die eenvoudige en die natuurlike kan waardeer nie, ons toleransie vir plesier, ons toleransie vir vermaak, raak al hoe meer, en dit gebeur in die kerkewêreld ook. Mense wil geëntertain word as hulle na die woord van die Here luister, anders is dit versaai en vervelig, en ek stel nie belang nie, want ek het beter dinge om te doen. Daar is dinge wat my vlees beter entertain, as om te kom sit en luister na 'n boodskap. En dis hartseer. Dis hartseer. Om gebore te word en te sterf is deel van die normale lewe. Normaal beteken egter nie maklik nie. Wat is normaal? Ons gaan kyk na normaal. Wat vir my normaal is vir die volgende persoon dalk nie normaal nie. So ons elkeen het ons eie standaard van normaal wanneer ons kyk na die woord. Maar dit is nie maklik nie. Normaal in hierdie dag en datum om net normaal te oorleef, te kan kos eet, te kan klere koop, die basiese dinge in ons lewe te kan voorsien, om net normaal te kan leef, is nie maklik nie. Dit het duur geword. Dit het 'n uitdaging geword. Aan die begin, wanneer ons iets aanpak, wanneer in die begin van 'n huwelik, wanneer iemand gebore word, wanneer 'n nuwe besigheid begin word, wanneer daar gesaai en aanplantings of ontwikkeling is daar drome, verwagtinge en doelwitte, en goed wat ons na uitsien. Ons wil graag hê, dit moet so word. Ons wil graag sien dat dit so ontwikkel. Ons wil graag sien dat die plantjie wat ons plant 'n koelteboom word, waar ek met 'n stoel kan sit en die dag kan geniet, 'n boek kan lees of sommer net na musiek kan luister. Ons het hierdie drome wat kom, die beplanning ten opsigte van die uitkoms, die voordeel en die produk en weet wat dit moet bereik, dit is daar in plek.
Ons het dit in gedagte wanneer ons iets aan, die Bybel sê ons, as jy 'n toring wil bou, moet jy beplan. Jy kan nie net raak sommer net aanstrompel nie, 'n mens moet beplan wanneer jy iets aanpak. Jy moet seker maak dat jy die toerusting het, jy moet seker maak dat jy die talente, die gawes het om 'n ding te doen. Ons kan nie net sê, ek wil ook nog dit doen, en dan is ek nie toegerus nie. Nee, ek moet sorg dat ek toegerus is, dat ek die nodige het om te doen dit wat ek my vooruitgee, want anders gaan mense my bespot en belag. Maar met verloop van tyd, wanneer iets begin, dan kom daar storms, daar kom pla, daar kom aanslae, daar kom uitdagings, daar kom ontmoedigings en daar kom mense op ons pad. Wat hierdie ding wat ons begin het, kom die mekaar kry baie keer. Wat het baie keer vir ons amper half onmoontlik maak om voort te gaan met dit wat ons begin het, wat ons beplan het. Dit waaroor ons opgewonde was. Dit raak nou suur. En ons put nie meer eintlik genot altyd uit nie. En in stye wat ons moedeloos raak en wat ons begin om oorweeg om tou op te gooi en te sê nee, ek sien nie kans om aan te gaan nie, dis nie meer die moeite werd vir my nie. Maar dit wat ek gedroom het van, dit wat ek beplan het, dit wat ek wou gehad het, lyk vir my onmoontlik. Want daar's te veel terugslag, daar's te veel mense wat inmeng, mense wat dit vir my moeilik maak. Dinge wat impakteer op die aanvanklike ideaal, op die verloop en op die uitkomste van. Goeie voornemens. Goeie voornemens wat in die wiele gery word. Goeie voornemens waar ons afgetaal geraak, waar ons ywer, waar ons opgewonde het, ontneem word. Tydens die seisoen. Deereens normaal beteken nie maklik nie. Vele het 'n begin gemaak net om iewers as gevolg van iets wat te veel impakteer van koers af te gaan of heeltemal te ontspoor. Ons sien baie lewens wat ontspoor het omdat dinge nie verloop het soos wat daar gedroom was van nie, soos wat daar gehoop was van nie. Goeie voornemens. 'n Voorbeeld miskien is ons kry 'n klein hondjie vir 'n waghond. En aanvanklik is dit 'n wonderlike dingetjie en ons gee aandag en hy pipie op die mat en hy mors waar hy nie moet mors nie. En ons is opgewonde oor hierdie hondjie, want ons sien dat hierdie hond vir ons gaan beskerm en ons gaan verdedig. Ons veilig gaan hou en dan wanneer hy groter word, dan begin buite sy huismense. En dan is ons teleurgesteld. Dan val ons dinge wie uit mekaar en ons beplanning is bietjie baie verkeerd en dan weet ons nie wat om te maak, want ons kan hom nie net in die straat uitgooi. Alles het siklusse of seisoene, alles in die lewe. Of het huwelik is, verhoudingslewe, maak nie saak wat dit is, die besigheid, 'n voertuig wat ek koop, hou nie vir ewig nie. Hy het 'n siklus, hy het 'n seisoen wat hy hou en dan moet ek 'n verandering maak. Seisoene is nodig vir rus, vir herstel en vernuwing en voortbestaan. Elke seisoen bring iets unieks of mooi. Nou kan jy vanmôre vir my sê dis winter, dis koud, dis nie lekker nie. Maar as ons toch kyk na as die sneeu op die berge lê, as die sneeu hier in Sutherlandse rigting val, dan is hoe mooi dit is. Die wonder daarvan mense ry myle, kilometers ver om te gaan speel in die sneeu en sneeumanne te bou. Dis miskien die wonder van winter, behalwe die kou. Selfs met herfs, as ons kyk na herfs, is 'n tyd wat blare afval, wat vir ons frustrasie veroorsaak, want my gras en my voorstoel bly vuil, want dit is blare wat val, maar tog as ons gaan kyk na herfs, dan sien ons die mooi verkleuring van die blare, die wonderskildery van God in die natuur. As ons 'n bietjie verby die vallende blare kyk. As ons kyk na winter, dan sien ons dat winter kan geassosieer word met die dood. En dan is alles dormant en alles stagneer. Maar nou weet ons ook dat vrugtebome nodig het om te rus. Hulle het 'n winter, baie plante het 'n winterseisoen nodig om te rus, om te herstel vir die volgende seisoen se produksie. Ons weet ook dat daar vele dinge is wat gebeur in die winter wat nie lekker is. Maar na die winter verander dit in lente.
Wanneer alles weer begin bot en bloei en groei en 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin aan die einde van die winter. So ons moet hierdie seisoene in ons lewe gaan ons ook deur en ons moet dit verdra, want ons moet die heilsaamheid daarvan insien. Ons moet die voordeel van die seisoene in ons lewe insien en ons moet nie ophou en bestaan en sê, nee, ek kan nie die somerse hitte vat nie. Ons het dag en nag. Ons het hitte en kou, ons het saaityd en oestyd. Ons het al hierdie siklusse wat in ons lewe plaasvind en wat ons moet voorbeplan en gereed maak. Want ons is van die meeste daarvan bewus, maar daar kom ook onverwasse dinge wat op ons pad kom, wat nie beplan is nie, wat deur ander veroorsaak, wat deur ons eie versuim of toedoen gebeur. Dis nie altyd net die vyand nie. Uitdagings en versoekings impakteer dikwels negatief, maar beide bied meer geleentheid vir Heilige Gees werking in my lewe. Vir 'n bewuswording van my afhanklikheid van God. Wanneer ek deur hierdie moeilike tye kom, deur hierdie uitdagings gaan, waartoe draai ek? As ek 'n kind is, dan draai ek na my ouers toe. Dan vra ek kyk vir hulle vir uitkoms, vir beskerming vir hulle. Maar as ek groter word, dan staan ek op my eie, dat ek nie meer dalk 'n ma en pa om na toe te gaan nie, dan moet ek in verhouding met God begin leef. En dikwels laat God hierdie seisoene in ons lewe toe om ons 'n bietjie nader te trek. Want onbewustelik raak ons familier en gewoond aan ons omstandighede. Ons kom in 'n comfort zone, daar waar ons nie meer die gevare raak sien nie, daar waar ons nie meer agterkom dat ek nie meer so vurig is nie, daar waar ek nie meer agterkom dat ek nie meer die dinge op die regte manier doen nie. Ek kan maar sommer net so aan. En dan is hierdie goed nodig om ons so 'n bietjie wakker te skud. As jy 'n bordjie speserye, as jy lank staan en kry dalk vogtigheid, dan raak hy hard. En dan moet ons op baie keer so 'n bietjie kap of met 'n meskrap of 'n bietjie kap en skud om dit weer los en bereikbaar te kry. En dit is wat baie keer gebeur in ons lewe in 'n seisoen, wanneer daar 'n seisoen in ons lewe kom waar ons geskik en gekap word so 'n bietjie om ons los te maak, om ons weer bereikbaar te kry. Vir wie? Vir die wêreld, vir onsself, nie vir God. Miskien was ek nog nooit beskikbaar vir God. Maar God was nog altyd daar vir my. Miskien het ek nog nooit, nee, maar ek het nog nie 'n gevoel vir dit nie. Ons is baie privaat wanneer dit kom by ons godsdienst. Ons praat nie graag oor nie. Want ons weet nie genoeg daarvan nie. Daarom kan ons nie uitsprake maak en met mense deel rondom die woord van God nie, want ons is we are uneducated. Die Bybel sê my volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis. Gaan nie net oor Bybelversies quoteer nie, maar het gaan om te weet wat die woord van God sê, dat ons gaan sê, soos wat Jesus, toe hy 'n versoeking gekom het, deur die vyand, vir hom gesê het, daar staan geskrywe, dat ons met gesag op die woord van God kan ons beroep, dat ons weet dat ons die wapenrusting van God ons beskikking het, dat ons het aan het, nie net in ons kas, dat ons kan spok daarmee nie, maar dat ons het aan het, dat ons kennis het van God se woord, nie om mense te beïndruk nie, maar om allerlei strydery en verskille te besleg. Deur te sê, daar staan geskrywe, ek hou by God se woord. Nie net selektief wanneer dit my pas nie. Want ek kan nie net dele uithaal en dit van toepassing in my lewe maak nie. Nee, ek het die hele woord nodig. Want die hele woord is volledig, soos my liggaam, elke deel van my liggaam, party gebruik ek dalk minder, party dalk minder aansien as ander, maar ek gebruik elke deel van my liggaam. Is nodig, ek kan nie net sekere dele, sekere dae gebruik nie. Wanneer ek in die oggend opstaan, staan ek met my volledige liggaam op. Ek los nie my bene of my rug van hy pyn, los hom gewoon in die bed nie. Nee, ek staan met 'n volledige liggaam op. 'n Liggaam wat beskikbaar moet wees vir die res van die liggaam, sodat hulle kan funksioneer, sodat my arms en my bene kan funksioneer. Ek het my verstand nodig, die helderheid daarvan. Wanneer ek besluite, wanneer ek antwoorde moet, wanneer ek moet kyk na 'n seisoen in my lewe wat dalk nie lekker is. Ons almal hou van sonskyn. Hoe was die liedjie wat ek gesing het in die verlede, braaivleis, rugby, Chevrolet en sonskyn, nee, wat was dit gewees? Ons hou daarvan, dis lekker. Ons sal graag elke dag op Mauritius se strand wil sit en so 'n bietjie ontspan. Maar ongelukkig kan ons nie, want die realiteit is,
Daar's seisoene. Nie net fisiese winter, somer, herfst en lente nie, maar daar's seisoene in ons lewe waar daar dinge gebeur. Wanneer ons ouer word, wanneer ons onvermoed nie genoegsame kennis het nie, wanneer ons moet staat maak op ander mense, daar's seisoene wat ons moet aanpassings maak. Seisoene wat ons moet 'n bietjie introspeksie doen en kyk na onsself en sê, wat doen ek nie, wat doen ek? Is dit in lyn met God se woord? Leef ek die doel wat God my voor op hierdie aarde gesit het, want ek is nie maar hier, want ek is maar net nog een van hoeveel miljoen mense op aarde nie, of biljoen mense nie. Nee, ek is hier vir 'n baie spesifieke doel, en nie omdat ek vanmôre hier voor staan en praat nie, maar ek is hier vir 'n baie spesifieke doel. Elkeen van ons is hier vir 'n baie spesifieke doel. Ons het partykeer nog net die tyd gemaak om uit te vind wat dit is. Ja, maar as baie ander wat dit en dat kan doen en het beter as ek kan doen, ja. Maar wanneer ek beskikbaar is, en wanneer ek my nie dan onderkry deur 'n seisoen nie, dan kan God my gebruik. Maar as ek op myself en op my vlees ingestel is, as ek op oorlewing ingestel is, dan gaan ek tunnelvisie ontwikkel, dan sal my besigheid dalk 'n bietjie sukkel, my verhoudingslewe sal sukkel, daar's baie dinge wat sal sukkel in my lewe, want omdat ek tunnelvisie kry. En wanneer ek baie keer aan die ander kant uitkom en ek kyk terug, dan sien ek al die geleenthede en die kanse en al die dinge wat ek gemis het, terwyl ek net voortgestrompel het in my lewe, dat ek tog maar net deur hierdie seisoen kom. Daar's baie keer eindige seisoen in ons lewe. En dan moet ons sê, goed, hoekom eindig hierdie seisoen? Wat het gebeur? Wat moet ek maak met wat gebeur het in die seisoen waardeur ek is? Hoe kan ek dit gebruik vir die volgende seisoen? Wat het in die winter van my lewe gebeur? Wat ek in die lente kan gebruik om 'n verskil te maak? Die ervaring en die groei in die huidige seisoen kan die fondasie wees vir die ontwikkeling en die prestasie in 'n volgende seisoen. Die sleg en die pyn wat ek dalk deurgegaan het in hierdie seisoen, kan ek gebruik om my voor te berei, om te voorkom dat ek dit weer hoef deur te gaan, om ander te help, maar dit gaan nie net oor my nie. Om vir ander te help en te deel en te sê, kom ek gee vir jou net hier 'n bietjie 'n paar pointers, sodat jy nie so sukkel soos wat ek gesukkel het nie, want ek gaan nie deur iets net om myself, omdat God my wil straf nie. God laat die dinge in my lewe toe wat nie aangenaam is, net om my te straf en sê, oor, dis as gevolg van dit, dis nie hoe God werk nie. Maar God soek baie keer ons aandag. God wil ons baie keer voorberei. God wil baie keer 'n seisoen gebruik om my te kry in die formaat wat hy my kan gebruik, waar ek 'n verskil kan maak vir sy koninkryk. As jy vanmôre van geld maar voel vir hierdie seisoen, wil jy klaarmaak met my nie. Is dit die seisoen wat jy wil klaarmaak, of is dit ek en jy wat vasgehak het in die comfort zone in die seisoen, en nou sit ons daar, ons is te bang om die deur uit te gaan, want die sneeu is koud daar buite, die nag is donker, en daar's kriminele. Ek is te bang om iets te doen, sodat die seisoen kan doorgaan. Want ek vrees, jy sien, die vyand hou ons met leuns en misleidings en vrees, hou die vyand ons besig. Hy vestig ons aandag op die negatiewe, op die onmoontlike, volgens ons. En dan glo ons dit. En dis is wat ons hou in 'n seisoen. Psalm 23 sê die psalmskrywer, al gaan ek deur 'n dal van doodskade. Nie al sit ek in 'n dal van doodskade nie, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Al gaan ek deur 'n seisoen wat my afknou, al gaan ek deur 'n seisoen wat vir my nimmer eindigend voel, of wat nie gaan ophou nie. Ek sal nie vrees nie, want ek weet, ek stap saam met God deur hierdie seisoen in my lewe. En ek weet as hierdie seisoen oor is daar 'n nuwe begin. Want ek stop nie by hierdie einde van die seisoen nie. Dis net die einde hiervan, dat daar's 'n nuwe begin. En baie keer het ek nodig om rustig te raak. Baie keer het ek net nodig om 'n bietjie introspeksie, selfondersoek te doen. Baie keer het ek net nodig om myself weer my prioriteite en weer my balans en weer my waardesisteem in plek te kry. Want dit het 'n bietjie haywire geraak, want ons is verskriklik besig.
En die duiwel hou ons ook sommer besig, baie keer as ons iets het om te doen nie. Dan hou ons besig met negatiewe gedagtes. Dan gaan haal ons die hele trop op die jane agter die berg. En ons worry, want ons hou ons daarvan. En ons doen dit ons by uitstek. Dis die beste om te worry. En as ons kom by die punt wat ons nie hoef te worry nie, sien ons het eintlik nie nodig gehad om te worry nie. Ons moes maar eintlik net op God vertrou. Ons moes maar net, die seisoen was amper verby. Ek het nie nodig gehad om nog vreeslik planne te maak hoe ek dit gaan deurmaak nie, want die seisoen is amper op sy einde. Wanneer God sien, ek en die staan op, ons is gereed om aan te beweeg, ons het geleer wat ons moes leer in die seisoen het, dan vat hy ons na die volgende seisoen. Verlies is altyd traumaties. Maar verlies is nie noodwendig die einde nie. Want wanneer ons 'n appel van 'n boom afpluk, dan is dit 'n verlies vir die boom, die vrug wat afgepluk word, maar dis nie die einde nie. Dis die begin van 'n nuwe seisoen in daardie vrug se lewe. Hy gaan ergens iemand voed, hy gaan ergens op iemand se tafel vir 'n dekorasie beland, hy gaan 'n verskil maak in iemand se lewe ergens. Dis 'n nuwe seisoen. Dis nie die einde van die boom nie. Hy gaan volgende jaar weer, nadat hy 'n winter deur is, en nadat hy herfst deur is, gaan hy weer vrug dra. En dit is met ons lewens ook so. Baie keer word die vrugte van ons afgepluk, baie keer word ons getap, baie keer is ons ontmoedig in 'n seisoen. Maar dit is omdat ons nie die seisoen reg gebruik nie. Omdat ons die einde vrees, omdat ons gaan dit nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Hou op om daar die leuns te glo, wat jy jouself vertel, wat ander in die vyand vir jou vertel. Wanneer ek my alles gegee het, en dinge verloop nie soos wat ek gehoop, geglo het, of beplan het nie, beteken dit nie die dood of mislukking nie. Ek weet is ontmoedigend, as ek hard gewerk het, as ek dinge gedoen het, en dinge loop nie lekker nie, finansieel, materieel op enige gebied, in my emosionele lewe, in my verhoudingslewe, ek het alles gegee en alles ingesit, en dan gebeur daar iets negatiefs, wat my stil ruk, wat my na 'n mislukking laat voel, wat my laat voel, ek kan nie opstaan nie. Dis nie die einde nie. Dis die begin van 'n nuwe seisoen. Maar as ons so redeneer, dan was die kruis ook 'n mislukking gewees. Dit was die einde gewees. Die einde van 'n seisoen, die einde van 'n era, van 'n siklus, toe Jesus aan die kruis moes sterf vir ons, maar daar was 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe. Jesus het opgestaan, om vir my en vir u 'n verskil te maak. Dit was nie die einde nie. Hy het gesê, dit is volbring. Hy het gesê, dit is klaar nie. Hy het gesê, dit is volbring. Met ander woorde, hy het gedoen wat hy moes doen in die seisoen waarvoor God hom op hierdie aarde geplaas het. Het ek en u al vanmôre, kan ons in eerlikheid vanmôre sê, ek het gedoen wat God my voor op hierdie aarde geplaas het. Behalwe net want ons word so vasgevang om net te oorleef, om het net te maak. As ek het toch maar net kan maak tot Desember, dan is die jaar dan verby. Maar dan weet ek nog nie wat volgende jaar voorlê. En volgende jaar het dalk 'n erger seisoen of 2 vir my. Maar ek weet nie, maar ek is toch net so bly, wat leer ek in hierdie seisoen waardeur ek gaan? Hoe vorm hierdie seisoen my? Laat ek toe dat dit my negatief, dat dit my vrymoedigheid afbreek, my vuur blus? Nee, ons moet nie dit toelaat nie. Ons moet nie dit toelaat nie. Ons moet verstaan dat dit 'n tydperk is, en ons moet sê, Here, wat moet ek leer hierdeur? Hoe moet ek aanpassings en verandering maak, dat ek gereed is vir die volgende seisoen? Want as 'n boom, of 'n plant, gedurende die winter maar so sterf, as gevolg van die koue, die sneeu en alles, sal hy nie in die lente bloeisels kan hê, kan blom, kan groei, kan vrug dra, kan 'n verandering bring in mense se lewens. En dis ek en nie. Dis ek en nie. Wanneer ons deur 'n seisoen gaan, is dit baie keer ongemaklik. Dis nie altyd lekker nie.
Maar dan kan ons met opgewondenheid kyk na die lengte wat in ons lewe kom, want daar sal 'n seisoen van lengte, van groei, van blom, van vreugde bring, sal daar wees in ons lewe. Ek wil u vanmôre bemoedig en ek sluit af, pak die volgende seisoen met ywer en passie aan. Moenie vir jou sê, ek weet hierdie, dit gaan seker op man. Nee, los daai. Los daai. Moenie besluit hoe die seisoen gaan wees nie. Vat die seisoen dag vir dag. Maar vat dit met ywer, vat dit met passie. Doen dit met oorgawe. Leef in verhouding met en in gehoorsaamheid aan God se woord. En doen dinge asof jy dit doen vir God. En ek kan vir jou verseker dat daar sal trials and tribulations op jou pad kom. Maar jy sal hulle deurgaan, jy sal hulle oorwin, jy sal as 'n oorwinnaar aan die ander kant uitstap, jy sal sê hierdie seisoen was taai geweest, maar ek het soveel geleer, ek het soveel gegroei, ek was so gereed vir die volgende seisoen, toe die Here my wil bless. En my wil uithaal uit hierdie nat en koue en donkerte, toe hy my wil in die son inbring, toe my in die lig wil bring waar ek kan groei en ontwikkel, waar ek lekker vry kan asemhaal, waar ek die mooi van die lewe kan ervaar. Maar onthou net, dis 'n seisoen wat ek en u deurgaan, daar siklusse in ons lewe, en ons moenie dat toelaat dat die vyand mense onsself ons ontneem van die groei en die ontwikkeling, van die rus en die gereed maak vir die volgende seisoen. Amen. Jy moet 'n Vader kom in hierdie oggend en ons sê vir baie dankie Here, dankie vir die seisoene. En dit is baie keer moeilik, Here, om aan die einde van die seisoen te kom waar ons miskien groei ervaar het, Here, en dan is daar ewe skielik dinge wat gebeur, wat ons laat voel na 'n mislukking, wat ons laat voel die dood is daar. Daar is nie 'n lewe na dit nie. Maar Here, ons weet dat die een seisoen vervolg op die ander, en die sê in die woord dat daar is niks nie onder die son nie, alles wat is, was reeds gewees. En wat sal wees, was reeds gewees, Here, en ons weet dat daar niks nie is, Here, maar gee dat dit wat u op ons pad bring, ons het sal gebruik, Here. Dat dit ons sal vertroos, Here, dat dit ons sal deurdra, die wete dat daar 'n nuwe seisoen is, Here. Nie noodwendig dat dit sal beter gaan nie, maar Here, dat daar 'n verandering sal wees. Here, dat ons taak sal maak om aan die hand van die woord te groei. Ons gereed te kry vir elke seisoen wat op ons pad kom. Dat ons nie sal toelaat dat ons deur eksterne magte en mense afgetrek word, ontmoedig word, sodat ons nie kan presteer en ontwikkel vir die volgende seisoen. Ons dankie vir die liefde, Here. Dankie vir die krag en die genade. Ons bid vir die wêreld wat in warboel is, Here. Ons bid dat u woord waar sal word, Here, dat dit wat in die woord voorspel is, sal gebeur, Here, en as dit baie keer ongemaklik is, as dit 'n seisoen is wat ons bevrees en ongemaklik laat ons sal weet dat u in beheer is, dat niks sonder die goedkeuring gebeur. Ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.